Ek wil vandag met jou oor 'n seerpuntjie gesels, 'n baie sensitiewe saak. Sê my, het jy al moedeloos geword en moed opgegee met die kerk? Ek sal nie verbaas wees nie, want die gedagte is dikwels, ja, jy weet, Jesus is vir my baie belangrik. Ek het hom lief, maar van die kerk wil ek niks weet nie. Kyk net hoe gaan dit in die kerk. Daar is altyd 'n bakleierery en 'n oneenigheid. En die dominee, ja, hy doen nie heeltemal die ding vir my nie. En jy weet, die ouderlinge, hulle het my baie lanklaas besoek. Hulle doen nie hulle werk nie. En nog erger, my mede-kerkgangers, die ouens wat saam met my Sondag in die kerk sit, weet jy, dis die mense wat my die meeste seer gemaak het. Ja, daai man wat my so 'n klomp geld skuld, hy sit net so skuins voor my in die kerk met sy vroom gesig, en dit ontstel my bitterlik baie. En so sou mens nog baie voorbeelde kon noem. Nou wat is die oplossing? Moet ons dalk maar die kerk afskryf, en moet ek Jesus in my eie klein hoekie dien, of saam met 'n paar goeie vriende, met wie ek goed oor die weg kom? Ja, ek kan verstaan dat jy so voel. Ek het simpatie daarmee. En dit klink dalk na 'n maklike oplossing. Dis dalk vir my en vir jou baie gerieflik. Maar kom ons wees baie eerlik met mekaar. Is dit wat God van ons vra? En ek wil graag hê ons moet 'n bietjie kyk na hierdie vraag aan die hand van dit wat Paulus skryf aan Timoteus, daar in 1 Timoteus hoofstuk 3. Paulus sê, hy sê, hierdie dinge skryf ek vir jou in die hoop om binnekort na jou toe te kom. Maar as ek vertraag word, moet jy weet hoe jy jou moet gedra in die huishouding van God. Dit is die kerk, of dan nou gemeente, van die lewende God. 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. Kom ons kyk net so kortliks na 3 sake wat Paulus hier direk of indirek aanraak. Eerstens, die kerk is die huisgesin van God. Hy, hoe heerlik en wonderlik is 'n gesonde huisgesin. Wat 'n geweldige vreugde en voorreg is dit om aan 'n huisgesin te behoort. Dit is so onmisbaar belangrik, byvoorbeeld vir 'n kind se ontwikkeling en vorming. En net so terloops, dis waarom Satan alles in sy vermoë doen om huisgesinne te vernietig. En dis tragies dat hy dit so dikwels reg kry. Ja, wat dink man net, die huisgesin is mos die plek waar ons kos kry, waar ons groot word, geleer word, vertroos word, veilig voel en ook soms broodnodige straf kry. Opvoeding. En weet jy, nog meer is dit onmisbaar belangrik vir God se kinders om deel te wees van God se huisgesin. As iemand hom bekeer en deur die geloof in Jesus 'n kind van God word, word hy of sy onmiddellik in God se huisgesin opgeneem. Gaan lees maar daar in Handelinge hoofstuk 2, hoe mense by die gemeente bygevoeg is. Ja, deur die wedergeboorte word ons in God se gesin gebore. En God is nou ons Vader, maar God se ander kinders, of hulle nou altyd so oulik is of nie, maar God se ander kinders word ons broers en susters, mede-erfgename, saam met ons, saam met Jesus, die oudste broer. En hierdie band is belangriker as
die aardse gesinsbande. Nou, net soos 'n kind nie gelukkig en gebalanseerd groot kan word en optimaal kan ontwikkel sonder 'n liefdevolle huisgesin nie. So is dit ook waar van God se kinders. Ek en jy as God se kinders het die kerk, die huisgesin van God, nodig. Nou weet ons, in 'n gesonde huisgesin is daar struktuur, orde en reëls. Elkeen het sy plek en sy funksie. En in God se huisgesin is dit ook so. En as Paulus hier verwys na die dinge wat hy geskryf het, gaan kyk maar daarna die voorafgaande gedeeltes, dan gaan dit oor hierdie reëls binne in die huisgesin van God, spesifiek hoe mense hulle in die gemeente moet gedra, en hy verwys hier na die rol en pligte van mans, vrouens, ouderlinge en diakens. Ja, ek weet, party mense dink, ag, ouderlinge en diakens, dis menslike tradisies, dis so oudtyds en verkramp. Nee, my vriend, as ons eerlik na die woord van God kyk, dan sien ons dis deel van God se plan vir sy huisgesin. En net terloops, waar hierdie reëls nie toegepas word nie, kom daar groot hartseer en wanorde in God se huisgesin. Byvoorbeeld, as ouderlinge gekies word wat nie voldoen aan die Bybelse standaarde nie, en so kan mens baie voorbeelde noem. Kom ons kyk bietjie na die tweede saak, wat hierby aansluit. Die kerk is die kerk van die lewende God. Weereens, kerk en kerkwees is nie 'n menslike tradisie of uitvindsel of uitdinksel nie. Die ware kerk is die kerk van die lewende God. Dit is God se idee en God se plan hoe hy sy koninkryk in hierdie wêreld wil vestig. En daarom mag ons nooit die kerk afskryf nie. Nooit. Maar nou sê hy vir my sê, ja, maar as die kerk nou so sleg geword het, en as daar soveel verkeerde dinge gebeur, wel dan kan ek seker maar gee pad. Ai geliefde, jy's reg, daar gebeur beslis baie slegte dinge in die kerk, dalk meer as wat jy sou kon besef op hierdie oomblik. En wat dit betref, het ons mag gaan kyk byvoorbeeld na die 7 briewe aan die 7 gemeentes in Openbaring. En daardie briewe is 'n hartseer bewys daarvan dat dinge vreeslik kan skeefloop in die gemeentes van die Here Jesus. Gaan lees maar, van sommige gemeentes daar word baie slegte dinge gesê. Een gemeente word genoem, jy het die naam dat jy leef, maar jy's dood. En so word baie gemeentes hard aangespreek. Maar dan word daar duidelike oproepe gedoen tot bekering. Tot bekering aan die mense binne die kerk. Dit word baie sterk gestel. Maar nooit ooit, gaan toets maar, gaan lees dit maar self, Openbaring hoofstuk 2 en 3. Nooit ooit word gesê dat God se kinders maar die gemeente kan verlaat nie. Nee, want die kerk van Jesus sal altyd onvolmaak wees. En ons mag dit nooit as 'n verskoning gebruik nie, ons mag dit nooit aanvaar, gelate aanvaar, dat ons nou maar so treurig is nie. Maar hier op aarde sal God se gemeentes altyd onvolmaak wees. Ons sien dit alreeds by Jesus se disippels, daai klein gemeentetjie as ware wat hy rondom hom versamel het. En ons weet hoe die disippels ontrou was en uit die bus uitgeval het. En tog het Jesus nooit moed opgegee met hulle nie. Mag dit ons bemoedig om te volhard in die kerk waar hy ons geplaas het. Dan die derde saak wat ons so maklik miskyk. Die kerk
is die beskermer en basis van die waarheid. Nou dis merkwaardig. Paulus skryf hier en hy noem die kerk 'n pilaar en 'n fondament van die waarheid. Nou ons weet die stoelos, die pilaar, hierdie pilare het die dak opgehou, maar nog meer het as ware die dak hoog opgelig, sodat almal dit van ver af kon sien. Die fondasie, die hedraioma, het beskerming verleen aan die hele struktuur. Nou, vir die wat skerp luister, klink dit dalk 'n bietjie vreemd, want die kerk is mos gebou op die waarheid. Dis mos die evangelie wat die fondasie is. Nou hier klink dit nou of die kerk die waarheid beskerm, in plaas van andersom. Nou ons moet dit mooi verstaan. Inderdaad staan kerk en waarheid in 'n baie noue tweeledige verband. Natuurlik, die kerk is afhanklik van die waarheid van die evangelie vir haar bestaan. Ons kan net bestaan omdat daar 'n evangelie is van die kruisdood en opstanding van Jesus Christus. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Die waarheid van die evangelie is in 'n sin ook weer afhanklik van die kerk vir die verkondiging daarvan en die verdediging daarvan. Die kerk beskerm die evangelie in 'n sin, sodat dit nie vervals kan word nie. Julle weet, dis in ons dag so bitterlik nodig. Julle weet van al die dwalinge wat deesdae in omloop is en wat ons eie mense so verwar. Ek noem net 'n paar voorbeelde. Daar's mense wat die opstanding van Jesus ontken. Geleerdes in ons teologiese fakulteite. Daar's baie leraars wat nie meer die kruisboodskap verkondig nie, die verlossingsboodskap verkondig nie. Daar is die verkondiging van net blote moralisme. Wees nou maar net goed en doen nou maar net goed en help nou maar net ander mense. Dis nie die evangelie nie. En dan is daar vals rigtings soos die Hebrew Roots Movement. Die geweldige dwaling van die Israel-visie. Sommige wat weer 'n goedkoop genade verkondig van ag, Jesus het jou lief, gaan maar aan met jou sonde. Dan is daar die prosperity gospel, hierdie welvaartsevangelie wat leer dat dit altyd met jou sal goed gaan en dat jy mos besigheidsklas vlieg en alles gaan net honkie-dorie wees. Dan is daar die mensgerigte evangelie wat hierby aansluit, waar God as ware in diens van die mens staan en die mens se drome moet bewaarheid. En so kan mens aangaan. Die waarheid, die evangelie moet in die gemeente beskerm word en voortgedra word en as ware hoog opgelig word. Hierdie waarheid is die waarheid van Jesus Christus en Paulus spel dit so pragtig en kernagtig saam in vers 16. As hy sê, en die geheimenis van die ware Godvreesendheid is sonder twyfel groot. En dan som hy dit op. Hy, dis nou Jesus, hy is geopenbaar in 'n menslike liggaam. Hy sou dit ook kon lees, God is geopenbaar in 'n menslike liggaam. Maar dis natuurlik in die liggaam van Jesus. Geregverdig bewys deur die Gees, gesien deur die engele, verkondig onder die nasies, geglo in die wêreld, opgeneem in heerlikheid. En hier kry ons die kerninhoud van die waarheid wat ons as kerk moet bewaar. En dit is die waarheid oor Jesus Christus. Want ons moet altyd onthou, en party mense vergeet dit, die kerk is nie bloot net nog 'n NGO, wat maar moet goed doen aan mense en allerhande projekte moet dryf nie. Nee, ons het 'n verlossingsboodskap vir sondaars, sodat sondaars tot bekering kan kom en gered kan word van die oordeel en as nuwe mense die ware God kan dien.
Waarskynlik is dit 'n ou Christelike lied wat Paulus hier aanhaal, en dit bestaan uit 3 couplette, wat rofweg handel oor die openbaring van Christus. Nou, hy het mens geword, en die Heilige Gees het dit deur die opstanding bevestig, dat Jesus waarlik die Seun van God is. En tweedens, dit gaan oor die getuienis oor Christus. Hy is deur die engele gesien, en hy is verkondig onder die mense, die nasies. En dan gaan dit oor die ontvangs van Christus. Hy is geglo, hierdie boodskap oor hom is geglo, en hy is in die hemel opgeneem. Weereens, hier is 'n sterk verlossingsboodskap, en 'n sending gerigtheid te bespeur. Ek noem dit spesifiek, want dit klink so al asof daar in party-kringe 'n huiwering is oor die woord sending en sendingwerk. Dit word al meer vervang met die begrip van dialoog. Ons moet sendingwerk doen. Ons is gestuurdes wat die evangelie van Jesus moet verkondig. Ja, die waarheid wat die kerk moet bewaar is die boodskap van Jesus as verlosser van alle nasies. En as 'n gemeente nie meer Jesus verkondig as die redder van sondaars nie, het die gemeente gefaal, en moet die gemeente haarself weer tot die waarheid bekeer. Net so 'n laaste vraagie. Wie is die kerk? Waar is die kerk? Dis nie so 'n eenvoudige vraag wat ons nou in detail op kan ingaan nie, maar hierdie kerk is die heilige, algemene, Christelike kerk, wat ons bely om in te glo. Dis die kerk van die Here Jesus, wat oor die wêreld heen versprei is. Die kerk van alle eeue. Die kerk in ons konteks, wat die 12 artikels Sondag vir Sondag bely, maar ons moet dit ook gehoorsaam. Die kerk is natuurlik ook die plaaslike, sigbare gestalte daarvan. Daar waar jy nou inskakel, waar jy die woord van God hoor. Dis die plaaslike gemeente. Ons kan nie sonder die plaaslike kerk nie. Dis die veilige huisgesin, ja, met al sy gebreke en gebrokenheid, waar ons nog steeds leer en groei. Dis ook die veilige kasteel, waar die waarheid suiwer beskerm moet word. En hierin het elke lidmaat, maar spesifiek ook die ampte, spesifiek die ampt van ouderling, 'n groot rol te speel. Die kerk bly God se plan vir sy kinders. Maar ons moet erns maak om hierdie kerk so in te rig en te versorg volgens God se wil en opdragte. En as ons verkeerd doen en waar ons verkeerd doen, moet ons daarvan bekeer. Geliefde, hoor mooi, om ernstig te wees oor Jesus, sal ook definitief en noodwendig behels dat ek ernstig sal wees oor die gemeente waar die Here my geplaas het. Hoe ernstig is jy oor Jesus? Hoe ernstig is jy oor God se huisgesin? Kom ons dink weer daaroor. Amen.